Wat is kerk? Is dit net 'n koppie koffie op 'n Sondagoggend? Miskien is dit om Bybel te lees of te bid. Is dit dalk 'n kragtige oomblik van aanbidding of net 'n goeie preek? Is dit om tyd saam met familie en vriende deur te bring of om net lekker saam te kuier? Dalk is dit net om alleen te wees. Of is dit net 'n gebou? Op hierdie rots sal ek my kerk bou. Nou lyk julle almal so verskrik, genade. Welkom van ons kant af. Dis vir ons lekker om vanaand saam met jou deur die woord te kuier. En tipies lyk ons prediking nie soos wat dit vanaand lyk nie. Maar ons probeer 'n bietjie ietsie vars en nuut soos wat ons vanaand saam met jou eintlik in gesprek wil tree rondom van die oortuigings wat ons het oor wat kerk is. En ek het my vroutjie hier vanaand saam met my en ons gaan lekker tyd in die woord saam spandeer. Maar ek wil gou vir jou vra, hoeveel kerke dink jy bestaan? Baie? Min? Te veel? Nie genoeg nie? Maar wys gou net vir vinnig 'n paar goed. As ons praat oor Starbucks, is daar omtrent 35.711 verskillende Starbucks winkels. Dit beïndruk jou nie, nee. Ja, nie van Starbucks koffie nie. Ons doen want ons kry 'n koppie verniet elke week, omdat ons by FNB bank. So as jy gewonder het, jy kan elke week verniet by Starbucks koffie kry. Ons 40.275 McDonald's takke in die wêreld. Wie gaan vanaand McDonald's eet op pad huis toe na kerk? Daai is sonde, jy moet ophou, ek sny dit af. Daar's 205.180 gyms in die wêreld. Klink nie so baie nie, nee. Daar is 200.000 movie theaters. Wie van julle wat hou van 'n movie gaan kyk, jy het 200.000 verskillende opsies. Maar jy kan nog steeds nie besluit wat se movie jy wil kyk nie, maar ten minste kan jy kies waar jy wil gaan kyk. En dan is die shocker. Daar is ongeveer 37 miljoen kerke wêreldwyd. Christelike kerke. Waarvan 45.000 verskillende denominasies daai 37 miljoen kerke opmaak. Net om dit in verhouding vir jou te sit dat jy net kan verstaan die proporsie van hoeveel kerke daar wêreldwyd is. Dis omtrent 900 kerke vir elke een enkele McDonald's. Impress dit jou? 900 kerke vir elke een McDonald's. Ek dink mense is meer honger vir geestelike kos as wat hulle ooit in hulle lewe was vir McDonald's. Maar die rede hoekom ek hierdie vanaand vir jou sê, en dit is wat ek eintlik vanaand by jou wil hoor, is hoekom bestaan kerk? Wat is die bestaansreg van kerk? Hoekom dink jy bestaan kerk? En ek wil hê, as jy jou foon by jou het, gaan na Instagram toe. Op ons bladsy, op ons page, gaan jy sien daar's 'n sermon question. Ek wil jou aanmoedig, gaan tik net daar in 'n paar sinne, net een of twee woorde. Wat dink jy is die rede hoekom kerk bestaan? Sal interessant wees om 'n bietjie te hoor, wat dink jy is die rede? Maar ek wil vanaand 'n bietjie saam met jou deur hierdie kuier en ek wil jy gaan net met die voorbeeld saam met my sien, soos wat jy dalk op die comments gou gaan sit. Ons gaan hierdie elke week doen, as jy gewonder het, elke week het ons 'n moment waar ons net gaan stil staan en 'n vraagie vra en jy is welkom. As jy 'n Instagram het nie, kry Instagram, al is dit net vir hierdie. Doen net saam met ons 'n paar comments los. Saai sal dalk kyk wat is van die comments dan sal sy hulle 'n bietjie later vir ons lees. Maar ek wil gou die voorbeeld gebruik van net soos wat 'n gesin nie bestaan net omdat daar 'n huis is nie. So jy gaan saam met my die hoender-eier gesprek. Ons kry nie gesinne net omdat daar huise is wat ons wil volmaak nie. Net so bestaan kerk ook nie net omdat daar gebouens is nie. Die bestaansreg van 'n kerk is nie 'n gebou nie. En baie mense het al gesê, nee, die kerk is nie 'n gebou nie. So maar hoekom bestaan kerk? En ek wil jou gou net vir 'n oomblik vat na Kolossense 1 toe, vers 17. Dis 'n uitspraak, 'n verklaring rondom kerk en dis die fondasie van ons gesprek vanaand vorentoe. En dit sê die volgende, dit sê he is before all things and by him all things hold together.
He is also the head of the body. It says church. He is the beginning, the firstborn from the dead, so that he might come to have first place in everything. So hoekom bestaan kerk? Dit bestaan want dit is God se idee. Dit is nie 'n mensgemaakte ding nie. As jy wil weet hoekom is daar 900 keer meer kerke as McDonald's, is want McDonald's is 'n mens idee. Dit's 'n goeie idee, maar dit is 'n mens idee. Kerk was nog altyd God se plan. Hy is die bron van kerk. Dis vanaf 'n verhouding met hom dat kerk bestaan en sin maak. Saam met dit nie net is hy die bron nie, hy is die hoof. Nie net het hy dit uitgedink nie, hy is die een wat steeds die kerk lei en bou vandag. En dan laastens, nie net is hy die bron en die hoof nie, hy is ook die rede steeds vandag. Through him all things hold together. Ek wil vanaand saam met jou 4 beginsels deel en ons gaan vanaand saam kuier deur hierdie. En die woord vernoot is wat ons hierdie woord rondom hierdie wil ons kerk bespreek en saam met jou vanaand handvatsels kry aan wat dit beteken, maar dit gaan vir ons net sin maak wanneer ons onsself deel sien van daai prentjie. En so daar's 'n paar challenging vrae en ek hoop julle is gereed saam met ons hierdie mag dalk op tye voel soos 'n baseball bat op die knie of reguit op die neus. En dis nie ons hart nie, dis hoekom ons dit in 'n gesprek vanaand gaan doen. Maar 'n paar moeilike vrae. En so die eerste ding wat die Bybel vir ons beskryf rondom kerk en wanneer ons saam vennootskap opneem, is 'n kerngedeelte van dit is bywoning. It's gathering. Dit was nog altyd hoe kerk geoperate het en dit sal vir altyd so wees. As jy gewonder het nog, jy weet, hoe gaan kerk oor 2000 jaar lyk van nou af? Hoe gaan dit lyk oor 10.000 jaar van nou af? Hoe gaan dit lyk oor 'n maand van nou af? Is een kern beginsel vas. Daar sal altyd 'n samekoms wees. People will always gather. Ek wil gou hierdie vir jou wys in Matteus 16 en hierdie is ook ons skrif vir hierdie hele reeks. Sien ons die volgende is, Jesus vra vir sy disippels, wie sê die mense is ek? En uiteindelik vra hy vir hulle, wie sê julle is ek? En Petrus reageer, hy praat terug na Jesus toe. En dan sê hy vir hom, jy is die Messias. Jy is ons koning. En Jesus sê die volgende woorde vir hom in Matteus 16 vers 15. Hy sê, but you asked him, who do you say I am? Simon Peter answered, you are the Messiah, the Son of the living God. And Jesus responded, blessed are you, Simon, son of Jonah, because flesh and blood did not reveal this to you, but my Father in heaven. And I also say to you, Peter, that on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overpower it. Dis 'n interessante antwoord wat Jesus teruggee na Petrus toe, en wat ek vanaand wil op fokus, is net die een enkele gedeelte waar Jesus sê, en ek sal my kerk bou. Glo jy vanaand dat Jesus steeds aktief sy kerk bou? Of dink jy dit is mense? Dis wanneer ons goed genoeg preek, dis wanneer ons lekker genoeg worship, dis wanneer die aircons hard genoeg stoot, dan word kerk gebou, nee. Dis wanneer mense dit lekker maak en goed maak, dan word kerk gebou. Dan sê ons wel, dis nie wat die skrif vir ons sê nie, dis nie wat die woord ons leer nie. Jesus se reaksie na Petrus toe is 'n belofte. Op hierdie rots sal ek my kerk bou. Dan vra ek vanaand 'n paar vrae vir jou. Het jy al ooit kerk gemis? Het jy ooit kerk geskiep omdat jy nie lus was om te gaan nie? Hallo? Omdat jy nie lus was om kerk te gaan nie? Dit is warm of dit reën of jy bly aan die ander kant daar waar die bruggie oorspoel en nou sukkel jy om by die kerk uit te kom want alweer is Jeanlon vervloed. Jy ooit kerk? Hallo. Ag nee, kom uit terug. Jy ooit kerk geskiep want jy was nie lus om te gaan nie. Ek wil gou net Hebreërs 10 as 'n verwysing vir ons vat net in hierdie gesprek en dit sê die volgende in vers 25. Dit sê not neglecting to gather together as some are in the habit of doing. Net gaan ons stop. Al 2000 jaar terug was mense nie lus om kerk toe te gaan nie. 2000 jaar terug is nie 'n nuwe ding nie. Al 2000 jaar terug was daar mense wat erken het, miskien mis ek uit, miskien weerhou ek myself van kerk. En daar's eksterne faktore, daar's goed wat dit reg kry om my weg te swaai en weg te draai en
Uiteindelik kom ek een keer 'n maand of een keer elke 6 weke. Ons lees verder. It sê, but encouraging each other, all the more as you see the day approaching. Wat interessant is van hierdie is dat ons almal kan dit erken en ons kan eerlik wees oor dit, is dat daar kom tye wanneer ons goed prioritiseer. En ons skuif dit rond, dis vloed, dis nie asof dit vas en wet is nie. Niemand lewe so nie. Ons sal altyd 'n bietjie spasie maak om die goedjies bietjie rond te skuif, maar ek het regtig 'n lang week gehad. Of ek het regtig net 'n dol naweek gehad of jy weet ek voel net nie baie lekker nie of is my net lekker daar om by die huis te sit en te Netflix en chill. Maar wat ons onsself aan herinner in hierdie waarheid is dat ons nie kerk toe gaan omdat ons net lus is vir dit nie. Maar omdat dit steeds 'n prioriteit was vir Christus 2000 jaar terug en steeds vandag. En dat elke liewe Sondag vanaf die dag wat kerk begin het tot nou toe, was kerk nog nie een keer geskiep nie. Dis mense wat kerk skiep. Nog nie een keer het iemand by 'n kerk opgedaag op 'n Sondag en die deure is toe. En dan staan daar op die deure geskryf, "Skus, ons pastore was net nie lus vir kerk vandag nie, so gaan maar eerder huis toe nie." Nee. Hoekom nie? Is want hierdie besluite word nooit gemaak op lus of nie lus nie. Dit was nog altyd gemaak as gevolg van prioriteit, dat ouens hierdie het Jesus se hart arresteer en net nog steeds. Dat sy mense kom saam, they gather together. Dis hoekom ons hierdie doen. Toe ons in ons kar klim en nou toe ry vanaand, was dit uit 'n oortuiging uit dat hierdie is steeds God se hart. Dat sy mense saamkom, saam aanbid, saam hom loof en prys, saam in sy woord tyd spandeer, saam in tyd van sy teenwoordigheid is. Kernwoord is saam. Dit was nog altyd sy hart, dit was nog altyd prioriteit vir hom gewees. Jy sien, ons kan vir onsself vra, soos mis ons kerk omdat ons vriende nie daar gaan wees nie, mis ons baie keer kerk omdat ons wag tot op 'n Sondag om eers te kyk hoe ek voel. Ek wil nie vroeër in die week al die besluit maak nie, want dan moet ek myself accountable hou dat daai besluit. So ek wag eerder maar tot 'n Sondag toe en sal ek maar so 'n uur voor die tyd kyk hoe voel ek. En as my hare nie lekker lyk nie, dan besluit ek nee, wat kom ons skiep dit eerder. Of ons kan vir onsself vra, wat van as kerk net vir my boring is? Is net weet ek kom sit hier, maar is net boring vir my. En weer eens trek ons die prioriteite terug na wat bepaal of jy by kerk is. Is dit hoe ons voel? Is dit wat net vir ons lekker is? Of doen ons kerk vandag, soos wat ons dit nou hier doen, omdat ons oortuig is, dat dit God se begeerte en plan was vir ons om deel te wees van sy liggaam? As daai stap 1 is, dat die rede hoekom kerk bestaan is, want God begeer dit vir ons. En hy beplan dit vir ons, hy bestem dit vir ons, dat ons deel sal wees en saam sal kom, that we would gather. Hoekom sal ons vir enige ander rede kerk doen? So ek gaan 'n bietjie met ons gesels oor die tweede punt van wat kerk vir ons beteken. So die tweede punt is betrokkenheid, involvement. En so 'n paar jaar gelede is daar 'n studie gedoen oor mense se emosionele welstand as ook hulle gemeenskapsverhoudings en hoe dit sou lyk wanneer mense in 'n kerk betrokke is. En wat hulle toe gesien het is dat mense wat gereeld kerk toe gaan, is geneig om gelukkiger en meer vervuld te wees. 'n Studie deur die Pew Research Center, dit klink baie snaaks, Pew. Come on, aandiens is julle wakker. Okay, deur die Pew Research Center het bevind dat 43% van mense wat weekliks kerk bywoon, hulself as baie gelukkig beskou, in vergelyking met die 26% van diegene wat selde of nooit gaan nie. En die tweede punt oor verhoudings. Navorsing wys dat die verhoudings en vriendskappe wat binne 'n gemeente gevorm word, lewensbevrediging en geestelike groei bevorder. Amen. Wie van julle kan getuig van dit vanaand? Amen. As ons kyk na kerk,
dan sien ons, ek dink baie keer het ons die mispersepsie dat dit soos 'n toeskouersport is, nê? Ons sit net hier so, ons ontvang, ons kyk hoe mooi sing Melindy en Diana en Hendrik, dat ek nou nie iemand vergeet nie. En ons luister bietjie na die woord en dan gaan ons huis toe en dan kom maandag, ons gaan terug werk toe en dan Sondag kom ons weer. En soms wens ek dit was soos 'n toeskouersport, net vir die opgewondenheid van die mense wat in 'n stadion sit, nê? Come on aandiens, het julle al gesien as die Bulle wen, dan is almal buite hulle val opgewonde daaroor. As die Bulle wen, sê Maurice hierso. Dit was Maurice, hoor? Nee, ek nie. Wanneer die Bulle wen. Maar die vraag wat ons vanaand vra is, woon jy net kerk by of is jy deel van wat kerk doen? Jakobus 1 vers 22 sê, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. En elkeen van ons wat vanaand hierso sit, het 'n keuse van twee perspektiewe. En die een is 'n consumer mindset en die ander een is 'n contributor mindset. En ons almal kan onsself fault op hierdie. Ek dink ons almal het al hierdie so beleef en dis okay, dis nie, ons haal julle nie uit vanaand nie. Ek dink ons kan selfs getuig van hoe ons gegroei het as gelowiges en hoe ons kerk verstaan. Maar 'n consumer mindset is, I'm here to be served. Ek is hier so om gedien te word. En ons sien die teenoorgestelde in Jesus se lewe, nê? Hy het gekom om te dien. En dit is ons rol hierso in die kerk, as gemeente, as die liggaam van Christus, om te dien. We are here to serve. A consumer is focused on my preferences, not focused on the needs of others. While contributor, ek dink konstant aan die mense om my en wat hulle eintlik nodig het. Nog een, what can I gain? Wat kan ek hier uitkry? Is die consumer mindset. Maar die contributor sê, what can I give? Hoe kan ek mense om my se hande sterk maak? Die consumer mindset kan baie keer entitled wees. En die contributor het 'n grateful mindset. En dan die consumer has trouble finding a church family, waar die contributor joins a church family and invites others. Ephesians 4 vers 16 sê, from him the whole body, fitted and knit together by every supporting ligament, promotes the growth of the body for building itself up in love by the proper working of each individual part. Each individual part. Jy en ek is deel van hierdie. Amen? Kerk is nie perfek nie, ons weet dit. Maar wat ons ook weet, is dat kerk nodig is vir ons elkeen. En daar's 'n quote deur Nikki Gumbel wat sê, stop looking for the perfect church. It does not exist. And even if it did, the moment you or I joined it, it would no longer be perfect. En dit vat my na die tweede punt van hierdie gesprek en dit is, hoe hanteer jy dit wanneer die kerk iets doen of sê waarmee jy nie saamstem nie? En ek dink baie keer, ons kan relate met dit, nê? Baie keer word daar iets gesê en ons is soos, joh, maar waar kom dit nou vandaan? Ek verstaan nou nie lekker, wat was die hart agter hierdie ding nie? Maar hier's vir jou 'n culture coaching moment. Ek kan jou 9 uit 10 keer waarborg, dat as jy kom na een van ons op span hier, so by die kerk, of selfs in die worship team, en jy hoor, wat was die persoon se hart, rondom dit wat hulle gedoen of gesê het, was hulle intensies heel waarskynlik goed. Nee? Ons weet, mense maak ons nie intentioneel seer nie, ons is mense, ons maak foute. Romeine 12 vers 16 sê, live in harmony with one another. Do not be proud, instead associate with the humble, and do not be wise in your own estimation. Hierdie liedjie van Bethel Music som dit vir my so mooi op. Dis eintlik 'n nuwe liedjie op hulle nuutste album en julle kan hom bietjie gaan luister, maar die liedjie se naam is The Church. And it say, for the different ways we see you, for all the ways you move,
all the colors and expressions, oh, the beauty of your church. What a masterful reflection when we are unified, truly celebrate each other and let go of our pride, that you would have a spotless bride. We surrender our agendas, our preferences, our plans. Would you help us work together to be your feet and hands? Our heart is just to know you, to show them who you are. The gospel's still the answer for every searching heart. Kolossense 3 vers 13 praat eintlik ook so mooi daarvan en dit sê, bearing with one another and forgiving one another if anyone has a grievance against another, just as the Lord has forgiven you, so you are also to forgive. En dit vat my na die volgende punt toe. Die kerk het my seer gemaak. Ek seker die meerderheid van ons wat hierso sit vanaand, het al of daai woorde self gesê, en dis okay as jy het, no judgment vanaand, of jy het al gehoor van iemand wat het gesê het, die kerk het my seer gemaak. En dit beteken dan eintlik, dat elke liewe persoon wat hierso sit vanaand, dra die verantwoordelikheid van daai een persoon wat besluit het, nee, die kerk het my seer gemaak. En dit sou mos dan nou nie die waarheid wees nie. Pieter, as jy nie eers te doen gehad het met die persoon nie, hoe sou jy gevoel het, as jy gehoor het, hierdie persoon het nou besluit, die kerk het my seer gemaak. Die kerk as geheel, the bride of Christ. Nee, dit was 'n individu dalk, of dalk 2 of 3 mense wat jou seer gemaak het. Ons almal is mense, ons maak mense seer, ons stel mense teleur, nee? Ons almal is mense. En ek dink ons moet bewus wees, dat ons as kerk juis hier is, om mekaar sterk te maak, to edify one another, to encourage one another. Dis wat Jesus vir ons sê, in sy woord. Hier's nog 'n baie cool quote van Stephen Covey wat sê, we judge ourselves by our intentions, and others by their actions. Dink ons almal kan getuig van dit vanaand. Dis baie maklik om vingers te wys na ander mense se aksies toe. Maar wanneer dit by onsself kom, dan is ons soos, nee, my intensies was goed. Ek het nie slegte intensies gehad nie, en dit was heel waarskynlik. Maar baie keer sien ons dit deur mense se aksies. Ephesians 4 verse 32. And be kind and compassionate to one another, forgiving one another just as God forgave you in Christ. En hierdie ene het my nogal hard getref en ek hoop hy stuur iets in jou hart ook vanaand. Matteus 6 vers 14 tot 15. For if you forgive others their offenses, your heavenly Father will forgive you as well. But if you don't forgive others, your Father will not forgive your offenses. Nou ons weet, Jesus het reeds gesterf aan die kruis vir ons, nee? Amen? Ons weet hy het ons reeds vergewe, so dis nie iets wat ons moet doen om sy vergifnis te verdien nie, maar is eerder 'n veranderde hart en houding teenoor die mense om ons. 1 Korintiërs 13 vers 5, love does not keep a record of wrongs. Nog 'n punt, waarna ons almal probably dalk al verwys het, of al gehoor het hoe mense daarna verwys, die kerk is vol hypocrites, né? Matteus 7 vers 3 tot 5. Why do you look at the splinter in your brother's eye, but don't notice the beam of wood in your own eye? Or how can you say to your brother, let me take the splinter out of your eye, and look, there's a beam of wood in your own eye? Hypocrite, first take the beam of wood out of your eye, and then you will see clearly to take the splinter out of your brother's eye. Hierdie enetjie is ook so bietjie soos wat Mo vroeër gesê het, dalk op die neus, maar nog 'n quote van Jose, ek weet nie, Jose, klink soos 'n Mexican ou. We are all hypocrites. We cannot see ourselves or judge ourselves the way we see and judge others. Romans 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Maar direk daarna, vers 24 sê, they are justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus.
En ek dink ons almal wat hier sit vandag kan dankbaar wees dat ons nie is wie ons was voor ons Jesus geken het nie. En ja, ons is nog nie perfek nie. Natuurlik, ons is nie Jesus nie. But at least we're on the journey. We're striving to be more and more like Jesus. Amen? Ek weet nie van jou nie, maar ek is verseker op die journey. Ek is nie perfek nie. Ek het al baie foute gemaak. But I'm on the journey of getting to know His heart better and better each day. Die kerk is judgy. Johannes 8 vers 7. When they persisted in questioning him, he stood up and said to them, "The one without sin among you should be the first to throw a stone at her." A quote van Rachel Held Evans say, "But if the world is watching, we might as well tell the truth. And the truth is, the church doesn't offer a cure. It doesn't offer a quick fix. The church offers death and resurrection. The church offers the messy, inconvenient, gut-wrenching, never-ending work of healing and reconciliation." Nie vir die ander mense nie, vir myself. Ons wil baie keer sê, ja, maar daai persoon hulle kort net healing, hulle kort net, let's look at ourselves first. Kom ons kry genesing, kom ons wees heel, en uit dit uit kan ons 'n kerk wees wat ander mense bereik, en ander mense encourage. 'n Persoonlike storie uit my lewe uit, oor betrokkenheid was, toe ek destyds 2018 maybe, begin het by Dr. Moot in die worship team, en ek was so opgewonde om deel te wees van hierdie team, want ek kan nou my talent kom uitleef, en ek ontmoet hierdie meisie in die worship team, en dis een van daai gevalle van, alles van wat sy is mooier as 'n mens, né? Kan ons relate met dit? She's just everything, sy's die hele package, sy sing mooi, sy's beautiful, sy's so vriendelik met mense, en immediately voel ek, maar ek is nie goed genoeg om op hierdie stage te staan nie. Kyk hoe mooi sing sy, hoor haar pragtige vocal, en ek compare myself met haar, en ek voel insignificant, ek voel nie, ek's goed genoeg nie. Totdat ek eendag saam met haar gaan koffie drink het, en ek haar beter leer ken het. En ek besef hoeveel seer in haar verlede ook is, en dat sy ook 'n mens is, wat besig is om deur healing te gaan, wat besig is om die Here se hart daagliks te ontdek oor haar lewe. En ek het daar besef, there will always be somebody better than you, in skill maybe, ja, but there will never be another you. So moenie die gedagte even entertain van, ja, maar ons baie mense wat reeds betrokke is by die kerk, ek dink nie eers hulle het my nodig nie, of ek is nie goed genoeg nie, ek gaan nooit goed genoeg wees om vir iemand te bid, of om op 'n stage te staan en my hart te deel met mense, want ek beleef hierdie profesie in my hart, en ek voel ek moet dit deel met mense nie. Let's not compare ourselves to others, wanneer ons betrokke wil raak in 'n kerk konteks. Amen? Mou gaan die volgende punt sommer met ons deel. Is interessant vir my dat wanneer ons praat oor kerk en ons verhouding teenoor kerk, dat ons onsself regtig deel sien van hierdie pakkie, want vir elkeen van hierdie punte wat ons sê, kerk sou nie kerk wees as God se mense nie bymekaar gekom het nie, dis 'n feit. Dis hoekom dit 'n kernwaarde vir God is. Kerk sou ook nie kerk wees as mense nie deel was van dit nie, as mense nie opgepitch het nie, maar nie 'n hand in dit gehad het nie. Nie deel was van wat kerk eintlik beteken nie, deel van mekaar se lewens nie. Maar is ook waar dat kerk sou ook nie bestaan het as mense nie ingekoop het en bygedra het tot wat kerk is nie. En ek wil 'n oomblik vat om saam met jou hier te gesels, want is onmoontlik om oor kerk te gesels sonder om te gesels oor ons bydra tot kerk. En so hier's die verhouding wat ek wil jy moet sien, en die van julle wat in besigheid is, of dalk het jy besigheidstudie as een van jou vakke, maar die term vennoot word sterk gebruik in 'n finansiële konteks. Julle sal saamstem, né?
Jy al gehoor iemand praat van 'n besigheidsvernoot? Nee. Okay, hulle sê. Die rede vir dit is baie eenvoudig. Ek kies om hierdie saam met iemand te doen. Want my kapasiteit plus sy kapasiteit gee vir my 'n groter uitkoms. Dis hoekom vennootskap belangrik is. Dis my idee en is jou hulpbronne. Dis my kreatiwiteit, maar dis jou insette. Dis my groot plan en dit is jy wat dit deursien. Dis hoe vennootskap werk. Nou kan ek jou gou vra, toe Jesus sê, ek gaan my kerk bou, dink jy dat die disippels wat saam met Jesus daar gestaan het gedink, joh, daar is hy, nou is ons klaar, nou kan ons op verlof gaan, want Jesus gaan alles alleen doen. Hy gaan dit self doen. Hy gaan dit alleen doen. Ons hoef nooit weer enigiets by te dra of deel te neem. Ons kan dit net laat gaan. Nee, want 11 uit die 12 disippels was elkeen tot die dood gemartel as gevolg van hierdie. As gevolg van hulle inkoop. They gave their lives tot die punt van dood toe. So dank die Here nie een van ons hoef gemartel te word vir hierdie nie. Ons kan dit regtig geniet. Ons kan regtig kerk saam geniet, maar my vraag is, hoe dink ons oor inkoop as dit kom by kerk? En daar's een kernbeginsel wat ek gou by jou ek wil dit net by jou losmaak. En ek wil hê vir 'n oomblik, kom ons vat rand en sent gesprek en ons sit hom net op die een kant. En ek vra jou gou 'n vraag net oor jou hartskondisie. Sien jy kerk as die plek waarby jy kry en dit gaan alsoor wat vir jou gegee gaan word? Dit wat jy gaan ontvang? Is dit jou prentjie van kerk? En as ek nie happy is met die diens nie, gaan ek kla, asof dit 'n restaurant is? As ek nie happy is met die kwaliteit van wat hulle hier gee nie, gaan ek moan en ek gaan 'n slegte review los. Is dit ons persepsie van kerk? Nee. Is dit eerder dat dit wat ek wil bydra is wat vir my belangrik is? Dit wat ek wil insit terug in hierdie plek in. Want as ons praat van dit wat ons gee, is dit nie net finansies nie, want die disippels was gesien as die wat hulle lewe gegee het. Jesus het self sy lewe gegee vir hierdie. Hoor gou wat sê die volgende skrif, 1 Petrus 4 vers 10. Just as each one has received a gift, use it to serve one another as good stewards of the varied grace of God. Die rede hoekom kerk bestaan is omdat vir die laaste 2000 jaar daar gelowiges was en steeds is en vir altyd sal wees wat saam met God partner in sy kerk. Ek dra by. Ek soek nie jou geld nie, ek wil dit net duidelik sê vanaand. As jy wonder, ek sê altyd vir ouens en ek sal later die vlek vat vir hierdie, as jy ons intensies doubt, moenie vanaand enigstens gee nie. Moenie geld gee vanaand nie. Hierdie gesprek gaan nie oor jou geld nie. Hierdie gesprek gaan oor jou ingesteldheid teenoor kerk. Is hierdie 'n plek waar ek net gaan tap en vat, want ek wil hê, en julle moet vir my gee? Of is hierdie 'n plek waar ek sê, Here, U het soveel in my gesit, my gawes, my talente, my tyd, my liefde vir mense, ek kan dien, hallo, ek kan inklim in mense se lewens, ek kan mense groet, ek kan koffie maak, ek kan vir iemand bid. E-mail die kerk, wat het julle nodig? Sou iets waarmee ek kan help? 2 ure 'n week oop, wat ook al julle nodig het, ek sê om te help. Kerk bestaan omdat gelowiges nie net gevat het nie, maar gesê het ek gaan gee. Die laaste punt is gebed. En ons almal weet, ons verhouding met die Here is natuurlik een van die plekke, is ons gebedslewens, nê? Dis gesprek met God. Maar gebed is ook waar ons leiding en seën oor ons kerk gaan soek. En ek wil die vraag vra vir jou vanaand, bid jy vir jou kerk? So 'n paar maande terug stap ek hier uit by die deur in die week en hier sit 'n kappel hier op die trappies hier buite, ouerige kappel,
En hulle is elke week in ons oggenddienste. En ek groet hulle en ek dink nie veel daarvan nie en ek gaan aan. En iemand vertel my toe, nee, het jy daai twee gesien wat daar voor die kerk sit? En ek sê, ja, ek het hulle gesien, ek het hulle gegroet. En sy sê toe vir my, weet jy wat doen hulle? En ek sê, nee. Sy sê, hulle kom 1 keer 'n week en hulle kom sit op hierdie trappe hier buite en hulle kom bid vir hulle kerk. Hulle kom bid nie vir ons kerk nie, vir ons span se kerk nie. Hulle kom bid vir ons kerk, die liggaam van Christus. En toe ek het hoor, toe ek so gestir, net deur hulle harte, die feit dat hulle tyd in hulle week uitsit, om vir ons as kerk, as gemeente, as gemeenskap, te kom bid. Jakobus 1 vers 5 sê, if any of you lacks wisdom, let him ask God who gives generously to all without reproach, and it will be given to him. Wanneer ons worship en liedjies sing soos you are good, you are the King of glory, doen ons dit nie om God te herinner wie hy is nie, né? Hy weet wie hy is. Ons doen dit nie om hom te affirm nie, of om hom te herinner hoe amazing hy is nie. Ons doen dit natuurlik om vir hom heerlikheid te bring, maar ons doen dit want dit verander my eie hart. Dit herinner my van wie God is in my lewe. En is dieselfde as dit kom by bid. Ons noem nie net al die goed in ons lewens omdat God nie bewus is van dit wat in ons lewens aangaan nie. Hy weet, hy is God. Ons hoef nie dit met hom te deel nie. And yet is daar so 'n beauty in die feit dat ons verhouding kan hê met hom en dat hy ons so goed kan verstaan en dat ons elke liewe ding by sy voete kan neerlê. En ek wil jou challenge vanaand in jou gebedslewe. Dalk is dit iets wat jy nie net nog ietsie op jou lysie moet sit nie, want ons weet God is nie net 'n genie en ons vra hom net vir klomp amazing goed en hy doen net links en reg goed vir ons nie. Maar hy is a faithful God. Ons het dit gesing vanaand. He is faithful. En ons kan hom vertrou met ons kerk, met ons mense, met ons harte, met ons gemeenskap. Amen. Ek wil afsluit met hierdie laaste stelling. En dit is dat ons hoef nie enigstens 'n poging aan te wend om kerk te definieer nie. Ons kan eerder net kerk implementeer. Kerk is nie ons idee nie. Kerk is nie ons blink plan nie. Kerk is reg wat God vir ons begeer. Dis hoe hy begeer het dat ons gaan saamkom, dat ons gaan deel wees van wat hier gebeur, nie net consumers nie, contributors. Dat ons ingekoop gaan wees tot wat hier gebeur. En uiteindelik dat ons in gebed, ons gaan bid, Here, kom verander in my, kom verdiep in my, kom challenge my. Hierdie is God se prioriteit, dit was nog altyd. Kerk is nie 'n diens nie. Dit is so mooi, iemand het gekom op Instagram, hulle sê, kerk is nie net 'n plek nie. Dit is nie net 'n gebou nie, dit is nie net 'n diens nie. Dit is soveel meer, En in hierdie 4 weke, en ons is nou in week 2, en vir die volgende 2 weke, wil ons regtig diep spore trap in wat kerk vir ons beteken. Want ons speel nie kerk nie. Ons hou nie net onsself besig met 'n uur en 'n half op 'n Sondag, tussen 'n middagslaapie en 'n Sondag aand movie nie. Dis nie wat ons doen nie. This is everything. Kerk is vir ons so belangrik en is hoekom ons vanaand as 'n geleentheid gevat het om net onsself opnuut uit te daag oor wat kerk is. Maar ek wil jou ook vanaand challenge en miskien is hierdie dalk ietsie prakties vir jou om regtig 'n gebedssaak mee te maak in die volgende paar dae. Maar vir jouself te vra, is hierdie dalk die geleentheid vir my om 'n tree te neem om te sê ek wil nie net 'n toeskouer wees nie, ek wil nie net 'n buitestander wees nie, ek wil nie net 'n seat warmer wees nie, ek wil actually in kerk inspring. Ek wil actually daai leap vat en sê hier's ek deel van dit. Hier's ek nou in dit. So ons het op Linktree
het ons 'n button wat jy op kan gaan klik. Dit sê Next Steps. En ons 'n lys van al ons bedieninge. Elke liewe bediening wat in hierdie kampus gebeur, van groeplewe, kids, fusion, ons klein groepe, ons manne en vroue, ons life center. Gaan maak 'n gebedsaak van hierdie. Gaan sit en sê, Here, vir die volgende season, waar gaan ek inklim in kerk? Ek gaan nie net kerk bywoon nie. Gaan actually deel wees van hierdie. Ons gaan in 'n tyd ingaan van aanbidding en net lekker respond. En dan wil ons sê, dalk maar net as net 'n persoonlike gebed vanaand, net as in jou en die Here, en sê, Here, kom roer my hart, kom gee my 'n honger en 'n dors. Miskien is vanaand ook die geleentheid vir jou, dat as jy iemand was, wat seer gekry het in kerk, of jy het dalk 'n slegte geskiedenis met kerk, dalk is vanaand die aand wat jy raai goed kom neerlê. Kom sê, ek is nou klaar met hierdie. Dit hou my terug. Dit hou my so terug van dit wat God begeer vir sy liggaam, vir sy bruid, vir sy mense. I'm done keeping church at an arm's length. Miskien is dit tyd om oor te gee en te sê, ek gaan hierdie doen. So kom ons vat 'n oomblik en ons reageer in 'n tyd van aanbidding. Amen.